Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here en ons sing Psalm 98. Ons sing daar die eerste en die tweede vers tot eer van die Here. Zij
Geliefdes, na die wet dan sing ons Gesang 80 vers 3 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers, Gesang 80. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken staan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Romeine 3 vers 23 en 24. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Met hierdie waarheid kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het.
wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister vanmôre na die woord van die Here, daar in die Ou Testament, 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, ons gaan al daar die verse tot vers 1 tot 25 lees. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons loof en prys U. Ons dank U, Here, dat ons ook kan weet U is die God van ontferming. En so kan ons getuig vanmôre, so weet ons, sien ons dit in ons lewe. U wat deur die genade vir ons ook hier bring, om hier te kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg as gemeente saam te kom, U te aanbid, U te loof, om saam te kom luister na U woord. En ja, Here, so weet ons ook dat U Gees so kragtig werk, om hierdie woord ook so in ons harte in te dra. Om hierdie woord ook in ons harte vas te anker, sodat ons nie maar net hoorders sal wees, maar ook daders van die woord, as ons hier uitgaan, om die woord werklik te gaan leef, daar in ons huise, in ons huwelik, ons gesinne, om hierdie woord ook te gaan leef, daar waar ons werk, daar waar ons ontspan, ons kinders, daar waar ons in die skool is, of student, waar ons 'n student is, om gans ons lewe, Here, tot U eer te lewe. En daarom bid ons, Here, dat U werklik deur die woord en Gees so vanmôre met elkeen sal wees. U ken elkeen se behoeftes. U weet wat in elkeen se agterkop is. Dit wat mense pla. En dan kan dit siekte wees, die gesondheid wat pla. Dalk een of ander probleem wat uit die weg geruim moet word. Ja, Here, in 'n tyd van die ekonomie wat swak is, ook dalk finansiële probleem, 'n worsteling.
wrogings wat ons beleef. Maar ja, die Here gee vir ons ook die wysheid, die geloof om te weet dat daar 'n groter saak is. Dat ons verlossing in Jesus Christus vas staan en dat niks en niemand dit van ons kan wegneem. En dat ons oog daarop gerig moet wees, om elke oomblik herinner te word dat ons op pad is na ons hemelse huis. Here, dat ons nie net maar hier ons oog gefestig sal hou op aardse dinge wat vir ons so belangrik raak, dat ons maar net daarop gerig is. Ja, Here, rig ons oë op groter sake, sake wat groter belang dra in ons lewe. Here, wees vanmôre hier by ons, lei ons, wees U ons sondaars genadig, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. In Samuel 12, daarvan vers 1, dis natuurlik Samuel wat verslag doen oor sy amptelike werk. Toe sê Samuel aan die hele Israel, kyk, ek het na julle geluister en alles wat julle aan my gesê het, en 'n koning oor julle aangestel. En kyk nou, die koning sal voor julle uitwandel, en ek het oud en grys geword en my seuns is hier by julle. En ek het voor julle uitgewandel van my jeug af tot vandag toe. Hier is ek, getuig teen my voor die Here en voor sy gesalfde, wie se bees of ek geneem het, en wie se esel ek geneem het, en wie ek verdruk of hard behandel het, en uit wie se hand ek omkoopgeld aangeneem het, om my oë daarmee toe te maak, dan sal ek dit aan julle teruggee. En hulle antwoord, U het ons nie verdruk of ons hart behandel nie, en uit niemand se hand iets aangeneem. En daarop sê hy vir hulle, die Here is getuie teen julle, en getuie sy gesalfde vandag, dat julle niks in my hand gevind het nie. En hulle roep, hy is getuie. Verder het Samuel aan die volk gesê, getuie is die Here wat Moses en Aaron voortgebring, en julle vaders uit Egipte land laat optrek het. Gaan staan dan nou, dat ek met julle gerig kan hou voor die aangesig van die Here, oor al die regverdige dade van die Here, wat hy aan julle en julle vaders gedoen het. Nadat Jakob in Egipte gekom en julle vaders die Here aangeroep het, het die Here Moses en Aaron gestuur en hulle het julle vaders uit Egipte gelei en hy het hulle op hierdie plek laat woon. Maar hulle het die Here, hul God, vergeet. Daarom het hy hulle verkoop in die land van Sisera, die leerowerste van Hasor, en in die hand van die Filistyne, en in die hand van die koning van Moab, wat teen hulle geveg het. Toe het hulle die Here aangeroep en gesê, ons het gesondig, want ons het die Here verlaat en die Baals en Astartes gedien. Maar red ons nou uit die hand van ons vyande, dan sal ons U dien. En die Here het Jerubbaal en Bedan en Jefta en Samuel gestuur, en julle uit die hand van julle vyande rondom gered, sodat julle veilig gewoon het. Maar toe julle sien dat Naas, die koning van die kinders van Ammon, teen julle aankom, het julle aan my gesê, nee, maar 'n koning moet oor ons regeer, terwyl die Here julle God tog julle koning is. Hier is dan nou die koning wat julle uitgekies het, wat julle begeer het, en kyk, die Here het 'n koning oor julle aangestel. As julle maar die Here vrees en hom dien en na sy stem luister en nie wederstrewig is
teen die mond van die Here nie, en julle self, sowel as die koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg. Maar as julle nie na die stem van die Here luister nie, en wederstrewig is teen die mond van die Here, dan sal die hand van die Here teen julle wees, soos teen julle vaders. Gaan dus staan en kyk na hierdie groot saak wat die Here voor julle oë gaan doen. Is dit nie koring oestyd vandag nie? Ek sal die Here aanroep dat hy donderslae en reën gee. Weet dan en sien dit in dat julle kwaad groot is wat julle in die oë van die Here gedoen het, deur 'n koning vir julle te begeer. Toe het Samuel die Here aangeroep en die Here het donderslae en reën op die dag gegee, sodat die hele volk baie bevrees geword het vir die Here en vir Samuel. Daarom het die hele volk vir Samuel gesê, bid tot die Here, u God, vir die knegte, dat ons nie sterf nie, omdat ons by al ons sondes nog kwaad gedoen het, deur 'n koning vir ons te begeer. Toe sê Samuel vir die volk, wees nie bevrees nie, julle het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van die Here af nie, en dien die Here met julle hele hart. En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is. Want die Here sal sy volk ter wille van sy groote naam nie verwerp nie, omdat dit die Here behaag het om van julle vir hom 'n volk te maak. Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig. Vrees net die Here en dien hom getrou met julle hele hart, want kyk watter groot dinge hy by julle gedoen het. Maar as julle ooit verkeerd handel, sal julle self, sowel as julle koning, omkom. Tot sover. Geliefdes, ons gaan vanmôre uitlig daar 2 verse daar in vers 7 en 16 wat dit herhaal word. Die gedagte van gaan staan dan nou, dat ek met julle gerig kan hou, vers 7. En dan in vers 16 weer gaan staan en kyk na hierdie groot saak wat die Here voor julle oë gaan doen. My broer en suster, soos u sekerlik almal weet, het Israel vir baie jare is hulle gelei deur die rigters. Daar was verskeie rigters, as ons hulle so vinnig net kan opnoem van hulle. Daar was Otniel, Ehud, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Ebsan, Elon, Abdon, ook Samson. En dan kom ons uiteindelik by Samuel. Hy word beskryf as 'n rigter, maar sy leierskap was eintlik uniek. Hy was ook profeet en priester. Hy wat natuurlik Samuel wat van kleintyd af, kan ons maar sê, voorberei is deur die Here om in sy diens te staan. Maar die probleem was, hy het oud geword. En sy seuns was ongelukkig nie van dieselfde stoffasie as hy. Hulle was hierdie kinders van hom, hierdie seuns was heeltemal onbevoeg om hierdie volk verder te lei. En die volk, veral die oudstes, het hierdie probleem raak gesien, 'n groot probleem. Want wie sou hierdie uitsonderlike leier, wie sou Samuel opvolg? Wie sou nou hierdie volk regtig vorentoe kan lei? En nou het hierdie oudstes en ja, sekerlik die volk, die hele volk saam met hulle, het in selfsug en eiewilligheid besluit om, soos hierdie ander volke om hulle, wou hulle ook nou 'n koning. En nou wys God vir Samuel daarop,
Dis nie vir Samuel wat hierdie volk verwerp nie, maar juis vir homself, vir God wat hulle verwerp. Hulle wou maar, soos mense ook maar vandag is, wat hulle ander wil naap, en hierdie keer wil hulle die heidenvolke naap, die heidenvolke wat afgode gedien het. En ons sien juis hier, ons lees, dat hierdie sonde van afgoderry baie ernstig aangespreek word hier deur Samuel, hier in sy verslag wat hy lewer, 'n ernstige vermaaning, vers 21, en julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan, wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is. Daarom kan ons sê, dit was 'n regtig baie ondeurdagte besluit, 'n keuse deur die volk, om 'n koning te wil hê. 'n volk wat maklik vergeet dat God 'n ewige verbond, die almagtige God, 'n ewige verbond met hulle gesluit het. 'n eiewillige keuse dus, wat baie slegte, en ons lees dit duidelik hier, wat baie slegte nagevolge sou meebring. En as 'n mens gaan lees in die woord van God, dan lees jy later van hierdie droewige geskiedenis van die Noord- en Suidryk, waar die konings wat oor hulle aangestel is, ver te kort geskied het, heeltemal misluk het. Ja, daar was uitsonderings, veral miskien daar in die Suidryk, waar telkens gesê kon word, en so het gedoen, wat reg was in die oë van die Here. Maar ongelukkig is daar in die meeste gevalle, sou hierdie slegte refrein telkens maar opklink, naamlik en so het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Ons kan nou in baie van die konings gaan dink, as ons maar dink aan Agab en sy goddelose vrou Jezebel, wat hulle alles aangevang het. As ons gaan kyk wat Manasse alles gedoen het, ook ander konings, wat hierdie volk in die dieptes van sondes en ellendes gelei het. Konings wat hierdie volk heeltemal weggelei het van die verbondsgod en afgode aanbid het en vereer het. En dan sien ons ook dat hulle eerste koning Saul uiteindelik nie die mas opkom. En daarom is Samuel wat bekommerd is, dat hierdie volk nie getrou sou bly aan God nie. En hy kom nou, en hy wil deur 'n voorbeeld, nie dat hy volmaak is nie, maar hy wil kom getuig van sy opregtheid en sy diepe afhanklikheid teenoor die Here. En nou kan niemand iets teen hom inbring. Niemand kan iets teen hierdie werk wat hy vir die Here gedoen het getuig nie, teen dit getuig nie. En daarom die Here is ook getuie hiervan, vers 5. Samuel gaan en hy wys op die almagtige werk van God, nadat hy sy volk uit die slawerny van Egipte bevry en uitgelei het. Hy herinner hierdie volk, hy kom vertel vir hulle om te onthou wie waarlik hulle koning is. Wie waarlik vir hulle kom bevry het in hulle nood. En 2 keer wat hy hierdie woorde, soos ons net ook gesê het, woorde gebruik, gaan staan. Gaan staan, hulle moet 'n slag behoorlik gaan stil staan. Vir 'n oomblik net weer gaan stil raak, ernstig gaan nadink, en opnuut weer te gaan besef wat die ware stand van sake is. Stop, en gaan kyk of jy werklik op die weg van die Here is, die weg wat vir hom welbehaaglik is. Maar ons sien hierdie volk, hulle is so besig met hulle eie sake, hulle eie willige besluite, dat hulle vergeet van God en sy regverdige dade wat hy
aan hulle vaders bewys het. Hulle moet gaan stil staan, stil word, om tot nadenke te kom oor die geskiedenis. Maar belangrik, my broer en suster, om ook te besef dat daar soveel kere was, waar hulle ontrou was aan hierdie almagtige God. Ontrou was ten spyte van sy goedheid, sy trouheid. Vers 9, maar hulle die Here hulle God vergeet. My broer en suster, en daarom was daar nagevolge. Daar sal nagevolge wees, en dit moet hulle ter harte neem. Hulle moet dit opnuut besef. Opnuut besef dat hierdie God, hierdie verbondsgod, bly getrou. En as hulle met hierdie verkeerde weg wat hulle mee besig is aangaan, dan sal hulle die wrange vrugte pluk. En hoe wonderlik om hierdie volk verder te herinner, dat hulle nie hoef te kwel of bekommerd te wees of te twyfel liewer oor God se trou nie. Daardie belofte bly steeds, as ons vers 14 gaan lees, as julle die Here vrees en hom dien, en as sy stem luister en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie, en julle self, sowel as die koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg. Maar om verder die vermaning te hoor en te weet, baie belangrik vers 15, dat as hulle dit nie doen nie, as hulle wederstrewig is, dan sal die hand van die Here teen julle wees, soos teen julle vaders. Baie duidelik. En nou vers 16, gaan daar staan en kyk na hierdie groot saak wat die Here voor julle oë gaan doen. En hierdie saak wat die Here voor hulle oë doen, is weer eens, soos wat hy baie keer uit die verlede ook gedoen het, 'n wonderdaad. 'n wonderdaad om weer vir hierdie volk uiteindelik tot hulle sinne te ruk. En hy laat dit gebeur deur die gebed van Samuel. Hy keer as ware die normale weersomstandighede heeltemal om. Ons kan sê vir 'n oomblik, keer hierdie almagtige God, by wie niks onmoontlik is nie, keer die seisoen om. Want gewoonlik so met koring-oestyd is dit mooi weer, daar is nie reën, geen donder weer, normaalweg. Nou die wonderwerk deur God, waar hy die natuurkragte heeltemal omkeer en die donder weer bring en die reën. Dit alles om hierdie volk weer 'n slag wakker te skud. Om na te dink op die pad waarop hulle is, dat hulle besig is met kwaad. Dat dit verkeerd is om 'n koning te begeer. En dan weer, ondanks hierdie sterk vermaning, dan stel Samuel die volk gerus, vers 20. Hoe wonderlik om dit te hoor, ook vir ons, as begenadigde sondaars. Wees nie bevrees nie, julle het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van die Here af nie, en dien die Here met julle hele hart. En soos ons altyd vir mekaar sê, hierdie verbondsgod wat sy beloftes gee, maar hy eis. Die eis is daar om hom steeds te volg, hom te vrees, hom te dien, om hulle tot hom te bekeer. En dan sluit Samuel hierdie verslag wat hy lewer, sluit hy af met hierdie baie ernstige finale vermaning, wat ek en jy ook ter harte moet neem, vers 25. Maar as julle ooit verkeerd handel, sal julle self, sowel as julle koning, omkom. Die geskiedenis vertel later van die hartseer gebeure, as die volk telkens verkies om maar die afgode onder aanvoering natuurlik van hulle koning te dien.
konings te dien. Hulle die slegte nagevolge daarvan gedra. My broer en suster, vanmôre kom hierdie wekroep tot elkeen van ons om te gaan staan. Gaan staan en kyk. Ook ek en jy kan so in die gang wees met ons ou selfsugtige lewetjie. Ons is so behep met ons eie sake, dat ons baie keer nie eintlik nugter dink oor alles nie. Ons vergeet so maklik. Want hierdie lewe is so 'n gejaag, dat ons nie meer mooi helder onthou waaroor alles gaan nie. Daarom is dit nodig dat ek en jy ook vir 'n oomblik ernstig gaan stil staan, stil word, om die Here weer te hoor in ons lewe, wat die Here deur sy woord en sy gees vir elkeen van ons wil sê, om eerlik te wees met onsself. Eerlik. Om te vra, hoe lyk my lewe werklik? Waarmee is ek besig? Hoe lyk my verhouding regtig met die Here? Onthou ek sy wonderdade, ken ek sy woord om sy wonderdade en sy woord ook te ken en te onthou. Sien ek nog, is my oë nog oop vir die wonders wat die Here God in my lewe doen? Is dit? As ek eerlik met hom oor my sondes, loop my hart nog oor sy guns en sy genade, veral sy guns en genade oor my lewe. En belangrik, my broers en susters, besef ek werklik dat sonder die Here alles te vergeefs is. Is hy werklik die koning van my lewe? Of is ek in beheer daarvan? Is ek die koning van my lewe? Besef ek werklik wat die verlossing van Jesus Christus vir my beteken? Besef ek dit? Besef ek wat met my sou gebeur daarsonder? Gaan staan en kyk. Jy sê jy is dankbaar en jy waardeer dit, maar hoeveel keer draai jy jou rug op die Here deur ongehoorsaam te wees en jou sondes te volhard? So baie van ons in ons dag ook wil op mense vertrou. Psalm 146 vers 3 sê, vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. My broer en suster, ons leef juist in 'n tyd wat ons dit so sien, waar wêreldleiers maar enige ding aanvang. En daar is nie altyd logiese verklaringe daarvoor nie. Hulle is so onvoorspelbaar. En in die meeste gevalle dan sien 'n mens, dan gaan dit maar uiteindelik oor geld en eie belang. Staan en kyk. God die Vader wat 'n koning voorsien. 'n ewige koning vir sy uitverkore kinders, sy eniggebore seun Jesus Christus. As die ewige koning het hy sy kinders, sy gelowige kinders uit die mag van Satan en die sondes verlos. En hy het vir ons 'n ewige woonplek verkry. 'n Woonplek wat oorloop van melk en honing, die hemelse Kanaan. En alle gelowiges is nou reeds deel van hierdie wonderlike koninkryk van hom, die ewige koninkryk. En hy regeer
sy bruidskerk deur sy woord en gees. Hy beskerm en hy bewaar ons en hy bly getrou. Gaan staan en bedink en bepeins die genade van God. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons bely, ons is baie keer so besig met ons eie dinge en sake. En dis 'n gejaag, eintlik maar 'n gejaag na wind. 'n dolle vaart, na niks. Maar gee Here dat ons sal gaan staan en dink, bepeins. En opnuut besef dat U die groot almagtige God is wat beskik. Dat ons sal dink oor U genade. Sal dankbaar wees oor ons verlossing in Jesus Christus. En dat ons fokus daarop sal wees. Stroop ons Here van eie waan, en eie willigheid. Buig ons wil om U te dien en U te eer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 260 vers 1, 2 en 4. U Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lofsing en buig hou voor U neer. Groot is U naam en heilig, getrou is U en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed. Kom ons sing, hy is ons koning. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.